2 Petrus, saam met my, Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. En vanmôre lees ek vir jou 2 Petrus 2, vers 21 en 22. Dit sou definitief vir hulle beter gewees het, as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie, as wat hulle dit wel leer ken het, en toe afgewyk het van die heilige voorskrif, wat aan hulle oorgelewer is. Van hulle is die spreekwoord waar. 'n Hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark word gewas, net om weer in die modder te rol. Vanmôre wil ek met jou praat oor wettisisme en hedonisme. Petrus vergelyk valse leraars met honde en definieer sulke honde as diegene wat gesê het, dit is nie genoeg om bloot net in Jesus Christus te glo nie. Jy moet ook besny word soos die Ou Testamentiese wet dit voorskryf. Christendom behoorlik pynlik te wees. Ellende bewys spiritualiteit. Gaan kyk wat sê Filippense 3 vers 2. So belangrik is hierdie kwessie dat Paulus 'n hele boek sal skryf, die boek van Galasiërs, wat daaroor handel. Hoekom word mense wetties? Ek glo dit is omdat hulle self ellendig is. Hulle het sekere dinge prysgegee en sê daarom, as ek pyn het, behoort jy ook te hê. As ek onder die wet is, moet jy ook wees. As ek nie so toe kan gaan nie, gaan ek seker maak jy kan ook nie. Maar as jy 'n wettiese prediker, 'n wettiese ouer, 'n wettiese persoon dophou, sal die waarheid van Petrus se analogie sien, want alhoewel hulle verander blaf en raas, keer hulle uiteindelik terug na daardie neigings of aktiwiteite waarteen hulle die heftigste breek. Benewens die honde van wettisisme moet ons oppas vir die varke van hedonisme. Om hedonisties te wees is om vir plesier te lewe. Jy kan 'n vark 'n bad gee, haar hare droogblaas, 'n stryk op haar stert sit en op haar gesig bloos, maar alhoewel sy vir 'n kort rukkie goed sal lyk, sal sy uiteindelik terugkom na dit wat haar behaag, modder. So ook is enige onderwyser of godsdiens wat mense aanmoedig om in sonde te wandel, varkagtig van aard. En wys is die een wat nie net in staat is om daardie neigings by dwaalleraars te identifiseer nie, maar ook bewus is daarvan in homself. Mag die Here ons help dat ons nie so vals sal wees om een ding te preek en 'n ander ding te leef nie, maar dat God altyd eerste in ons lewe sal wees en die wêreld sal weet, Christus is koning van ons hart en koning van ons lewe. Die Here seën jou in hierdie dag. Amen.